Noag en die ark. God het die wêreld goed en reg geskep en God was lief vir die mense. Maar die mense het baie verkeerde dinge begin doen. Hulle het met mekaar beklei en mekaar seer gemaak. Hulle het mekaar bedrieg en van mekaar gesteel. Almal het van God vergeet. Almal behalwe een man en sy naam was Noag. Noag was baie lief vir God en het altyd gedoen wat hy sê. Daarom het God vir Noag vertel van sy plan om baie reën te stuur en oor te begin. Die reën sal so baie wees, het God gesê, dat dit alles op die aarde sal oorstroom. Bou vir jou 'n ark, was God se opdrag aan Noag. Ek sal vir jou presies sê hoe dit moet lyk, het God gesê. Noag het na God geluister. En al het al die mense hom begin spot en vir hom gelag, was Noag gehoorsaam. Hy het begin bome afkap en planke saag om die ark te kan bou. Hy het alles gedoen, presies soos God vir hom sê. Hy het lank gewerk en hard gewerk, maar eindelik was die ark klaar. God sê toe vir Noag, vat nou jou vrou, jou 3 seuns en hulle vrouens en gaan in die ark in. Vat ook 2 van elke soort dier saam met julle, sodat hulle veilig kan wees wanneer die aarde oorstroom. Die diere het begin aankom. 2 van elke soort het na Noag se nuwe ark toe aangeloop, gehop, gekruip, geseil en gegalop. Leeu's, krokodille, perde, duwe, kameelperde, hasies en nog baie meer. Daarna het God self die ark se deur gesluit en dit het begin reën en reën en reën. Die water op die aarde het begin styg en die ark het begin dryf. Die water was naderhand hoër as die bome. Na 40 dae en 40 nagte se reën het die reën uiteindelik opgehou. Maar alles was nou toe onder die water. Gelukkig was almal binne in die ark veilig, nes God beloof het. Noag wag geduldig en op 'n dag stuur hy 'n kraai uit om te sien of die water al gesak het en hy 'n plekkie kry om te kan sit. Maar daar was nie 'n plek waar die kraai kon sit nie. 'n week later stuur Noag 'n duif uit. Maar daar was ook nie plek nie. En die duif het net gevlieg en niks gekry nie. Nog 'n week later stuur hy weer 'n duif uit en hierdie keer bring die duif 'n vars olyftakkie in sy bekkie terug. Toe weet Noag dat die water besig is om te sak. Die ark het uiteindelik op die top van die berg Ararat gaan staan. En toe die grond weer droog was, sê God vir Noag om uit die ark uit te kom. Al die voëls en diere het uit die ark geloop, gehop, gevlieg, gekruip, geseil en gegalop. Almal was bly om weer op droë grond te kan beweeg. Hulle het uitgegaan en vir hulle nuwe blyplekke gaan soek. Hierna bou Noag toe vir God 'n altaar om hom te dank, omdat hy vir Noag en sy familie veilig bewaar het. Noag en sy familie het die Here geloofie geprys en net daar verskyn die allermooiste reënboog in die lug. Kleure van rooi, geel, groen en blou, oranje en pers. Hierdie is my belofte aan jou, sê God. Ek sal nooit weer so 'n vreeslike vloed oor die aarde laat kom nie. En elke keer as jy die reënboog sien, moet jy dit onthou, want dit sal die teken wees van my belofte.